Baie lank pad met hulle en baie hoë agting vir pastoor Alwyn. Alwyn, baie dankie en baie welkom. Ons waardeer dit. Kom ons steek dit vir ons hande uit. Vader, ons kom vanmôre en ons wil net vir Alwyn voor U bring, Here, en ons wil vra, Here, dat U woord sal dit vloei deur hom, Here. Dat U Gees sal werk, Here. En Here, dat ons mooi sal hoor en mooi sal ontvang. Ons eer U, Here, dat U vanmôre U diensknegt gestuur het om 'n verandering in ons lewens te kom bring. Dankie, Here, dat U hom opgerig het en gestuur het. En ons bid dit in Jesus naam. Amen. Dankie, ek wil vra dat julle net so vir 'n oomblik in tale bid. Ons vat net so 'n minuut. Kisha haraba sukontore hestarayentu Yeshu ishaka starihenda. Basu kosta kihendra Yesu basa. Intos takarihendra Yesu starabandara babandara yentu Yeshu isha starihenda yentu. Kiba harayendo Yesu kosta karahandra yentu Yeshu istarayendu. Basa karikihendra yentu Yeshu ishtabasuntu. Bisha hendra yentu asa handa asa kahanda hentu Yesu. Bihendra yesakastiki hendra. Ontos tarabandra basukontore yentu Yesu rabasanta. Kisha hendra Yesus tarabandra yentu Yesu. Ja, dankie Vader, dankie Here. Ek wil hê jy met jou hand so op jou hart sit. En dan bid jy saam en sê, Vader, ek kies nou om vir hierdie volgende paar minute godsbewus te wees. Here, dankie vir 'n deurbraak. Ek maak my gees oop. My geestesore en oë is oop om te kan hoor en te kan sien in die geesdimensie. Om te kan ontvang dit wat U het vir my in hierdie dag. Amen. Dankie julle. Baie dankie. Ja, you can keep on playing if you want to. Net om julle 'n bietjie agtergrond te gee. Ek en Andries is met 2 sissies getroud. Daar sit my vrou Ananda. Dis Nadine se sissie. En ek is 'n voltydse boer. So ek moet weet om die Here te vertrou. Julle en ek het vanoggend gekom, ek vra die Here, hy het my 'n tema gegee en ons gaan naby kom. Maar om julle te kom bemoedig eintlik. En vir julle 'n woord te bring, toe ons hier Witbank se kant inry, is dit asof die Here vir my sê, hier is soveel geleenthede in Witbank. Hy sê, as my kinders se geestesore en oë oop is, om te kan hoor die verborgde dinge wat Heer Heilige Gees openbaar, wil ek vir hulle soveel dinge gee. Daar sit soveel potensiaal hier vanoggend in hierdie gebou. Daar sit soveel mense wat hulle self diskwalifiseer. Maar by God is jy klaar gekwalifiseer. Maar jy diskwalifiseer jouself, want jy glo nie in jouself nie. Daar sit besigheidsmanne en vroue wat die Here wil oprig in nuwe idees. Maar ons kyk na omstandighede en ons kyk na die ekonomie en ons kyk na die oorlog en ons kyk na die petrolprys en dan sê ons, Here, ons kan nie 'n kans vat nie. Maar ek wil vir jou sê, dis tyd vir die kinders van God om kansse te vat. Dis tyd dat jy jou voet op die water sit. Hier's van julle wat al klare idees het. Dis al lank wat jy loop met hierdie ding wat jy weet jy moet doen. Maar jy kom nie so ver nie. En dan gaan niks gebeur as jy nie jou voet op die water sit deur in geloof uit te stap. Ons kan slegs ontvang deur geloof. Geloof is vir vandag. Geloof is nie vir môre en vir oormôre nie. Geloof is vir vandag. Om te sê, Here, gee my die geloof. En weet julle wat is die wonderlikste ding? Een van die gawes van die Heilige Gees is die gawe van geloof. So wanneer jy tekort skiet en jy voel dit nie genoeg, jy kan jy hom vra om te sê, Here, Heilige Gees, gee my nou daai gawe van geloof, sodat dit my geloof sal versterk, sodat ek kan uitstap op dit wat U vir my het. En dan wanneer die aanslag kom en dinge verkeerd loop, om te vas te staan en te sê, ek het gehoor en nou gaan ek doen.
So ek wil van julle sê, as ek weer hier kom, wil ek hoor, ek het daai dag die woord gevat en ek het uitgestap en ek het 'n sukses gemaak daarvan. Daar sit nuwe besigheidsgeleenthede hier. Daar sit mense wat goed moet skryf, 'n kursus moet skryf, wat gekoop gaan word, wat hulle gaan gebruik om mense op te lei. Daar sit baie potensiaal hier vanoggend. Die Here sê, daar's baie geleenthede in Witbank. Hoor julle wat ek sê? Die Here sê, daar's baie geleenthede in Witbank. Julle sal dit sien. En ek gaan bietjie praat baie oor Paulus vandag, oor al die briewe wat hy geskryf het. En pastoor Nadine vra ek met my skrif aanstuur en ek stuur van net Galasiërs 6, want ek weet as ek al daai skrifte vir haar gee, dan gaan sy sê nou, hoekom so baie? Maar ons gaan so vinnig deur hardloop en ek wil oor Paulus praat en Paulus sê van homself, hy sê ek is 'n Hebreër. Ek is uit die stam van Benjamin. Hy sê ek is 'n fariseer van 'n fariseërs. Nou ek wil vir julle sê Paulus was 'n baie skerp potlood. Hy was 'n ou wat die Christene eers vervolg het en toe 'n aanraking van God gehad het en toe het hy vir God begin werk en toe die Here self gesê dat hy sal baie dinge ly as gevolg van selfs wat hy aan my volk gedoen het. So die saad wat hy daar geplant het, het later in sy lewe opgekom wat hy moes face. Maar hy skryf in Galasiërs 6, en ek gaan net daar begin in vers 2 skryf hy, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Nou my tema vir die dag is die wet van Christus. Nou, wat is die wet van Christus? En hier sê Paulus, hy sê, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. En ek sê, Here, maar dit kan tog nie al wees nie. Ons moet net mekaar se laste dra en dan, Jesus, dan vervul ons u wet. Want ons weet, en ek wil julle vat gou na Johannes 18 vers 36 toe. Nou in Johannes 18, daar is Jesus self in die woord. En dis toe hy nou voor Pilatus was en Jesus sê vir Pilatus, hy sê, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my dienaars geveg het, dat ek nie aan die Jode oorgelewer word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie. Nou wat beteken dit? Dit beteken dat as Jesus se koninkryk nie is nie, het hy 'n ander stel wette. Dis nie die wette van Moses nie. Dis nie die 10 gebooie wette nie. Jesus se koninkryk het 'n ander wette. Nou, net om vinnig saam te vat, julle weet hoe werk Jesus se wette. Hy sê, as jy wil eerste wees, moet jy laaste wees. Hy sê, as jy wil geëer word, moet jy dien. Hy sê, as jy wil hê, dan moet jy gee. So, alles is eintlik teenoorgesteldes. Stem julle? Wil net die grondslag lê van dit. Hy sê, as jy wil hê, moet jy gee. Hy sê, as jy geëer wil word, moet jy die minste wees, jy moet dien. As jy wil heers, moet jy dien. Hy sê, ek het nie gekom om te kom heers nie. Ek het gekom om te kom dien. Ek het die liggaam van 'n mens aangeneem. Alhoewel ek God is, en ek het kom om nie te kom heers nie, maar om te julle te kom dien. Om my lewe te kom neerlê vir julle. So alles is teenoorgesteldes. Net om daai ding uit te sorteer. Ja, dit sal help, dankie. Kan ons gou gaan na Romeine 2 toe? Nou het ek sommer so in elke hoofstuk van Handelinge af na Handelinge in Romeine 2 van 'n vers wat kan net kyk 13. Omdat nie die hoorders van die wet by God regverdig is nie, maar die daders van die wet geregverdig sal word. Want wanneer die heidene wat geen wet het nie, van nature die dinge van die wet doen, is hulle vir hulle self 'n wet, al het hulle geen wet nie. Omdat hulle toon dat die werke van die wet in hulle harte geskrywe staan, terwyl hulle gewete saam getuienis gee en die gedagtes mekaar onderling beskuldig of ook veronskuldig.
vir die dag wanneer God die verborgde dinge van die mense deur Jesus Christus sal oordeel, volgens my evangelie. So hy sê, omdat nie die hoorders van die wet by God regverdig is nie, maar die daad van die daders. Nou ek wil vir julle sê, ons sit in die kerk en ons hoor goed en dan hoor ons goed en dan praat ons na die tyd, dan sê ons, Jesus, dit was 'n goeie ding wat ons gehoor het vandag. Maar dan gaan 'n week verby en 2 weke gaan verby en dan niks gekom van daai woord nie. En dit is hoekom ek besef dat dit is slegs die Heilige Gees wat jou hart so moet voorberei, dat as die woord val, die woord wat jy vandag hoor, moet val in 'n vrugbare grond, waar daar iets kan gebeur, waar daar kan 'n vrug kom, dat daar saad, daai saad moet groei dan moet hy opkom en dan moet daai saad 'n vrug oplewer. Nou maak nie saak hoe mooi ek hier praat nie, ek kan dit nie doen nie. Net die Heilige Gees kan dit doen, net God kan dit doen vir jou. Nou, omtrent 3 jaar terug, 4 jaar terug, sit ons die aand by hom Angus, ek is een van sy geestelike seuns en ons gaan so en toe en ons is 'n groep manne en hy begin praat oor stilte tyd. Julle in daai aand is my gees oop en daar val 'n saad in my gees in. En van daai dag af begin ek 'n dader van daai woord hoor wat ek hoor. En ek sê, Here, ek sal doen wat ek gesien het werk vir hierdie man van God. Ek gaan stilte tyd hou. Ek gaan 'n journal hou, 'n boek. Ek het al 'n hele klomp van hierdie journals volgeskryf. Ek wil eendag vir elke kleinkind van my ene gee, dat hulle kan sien wat het hulle oupa geskryf. Ek het die Bybel al so 2 keer van voor tot agter deurgewerk op skrif en hom in my eie woorde oorgeskryf. Maar daar val 'n woord en ek word 'n dader van hierdie woord. En dis nadat ek die Here al, kom ons sê 18 jaar voluit dien, het ek nooit daar regtig daai stilte tyd gehou nie. En toe kom daar en dit maak vir my 'n sleutel oop. Want ek het 'n verantwoordelikheid teenoor myself om te sê ek sal opstaan elke oggend om stilte tyd te hou. Of dit reën, of dit sneeu, of dit warm, of dit koud, of ek 3 uur gaan slaap het, 2 uur gaan slaap het, 5 uur gaan slaap het. 5 uur staan ek op om stilte tyd te hou. En julle kan my vrou vra, daar word nie stilte tyd geskiep nie. Want elke oggend as ek klaar stilte tyd gehou, dan kom sit sy by my, dan bid ons saam, ons hou saam nagmaal elke liewe oggend, ons bid vir ons kinders, ons bid vir die dinge in ons, wat vir ons as gesin belangrik is. En ek kan sien hoe dat 'n dokter spreek oor 'n klein kind wat op pad is, daar's nie genoeg vrugwater nie, daar gaan 'n probleem wees, hulle moet gaan vir die toetse. En ons vat nagmaal en sê, Here, ons weet, die kind gaan reg wees. Ons weet, gaan geen probleem wees nie. Nou het daai mannetjie, daar's soveel vrugwater, hy het so groot gegroei, hy gaan nou oor die 4 kilogram wees en hy kom 2 weke voor die tyd. Maar ek wil hê julle moet hoor wat ek sê. Ek kan 'n hoorder wees en ek kan my stilte tyd hou en ek kan vir myself sê, ja, Here, ons vertrou maar dat die kind sal alright wees en ons vra dat U ons kinders sal beskerm, Here, maar nou soos 1 en 2, waar 2 saamstem. So ons kom by mekaar, ons stem saam. En so sien ons hoe dat dinge verander. So sien ons hoe dat dit waarvoor ons bid, die Here vir ons deurkom. So ons het 'n hoop vir die toekoms. Want hoop is vir die toekoms. Hoop is nie vir vandag nie, geloof is vir vandag. Jy moet 'n hoop kry, dat God sal doen dit wat hy sê hy sal doen. Julle, maar as jy nie in 'n hoe kan ek dit stel, in 'n motion ingaan waar jy hierdie goed begin doen nie, gebeur daar niks nie. En ek het my voorgeneem, daai tyd al, elke keer as ek preek, sal ek praat oor stilte tyd. Nou het ek dit al verder gevat, ek begin journal om te sien in die plaas op sekere lande wat ek insit en wat ek uitkry. So, ek begin journal op my oes wat ek insit. Toe sê Here, U het gesê, saai daar, ek saai, nou skryf ek dit neer. Dis nie sommer net my geld wat gesaai word nie. Want lande, verskillende lande lewer verskillende oeste op. Ek kon dit hierdie jaar duidelik sien in ons omgewing, hoe dat ouens 30-voudig,
60voudig en 100voudig geoes het. Hulle het dieselfde reën gehad, maar sekere lande en sekere boere se oeste was beter. En hoekom? Want hulle werk hulle lande beter. Hulle gee beter kunsmis. Hulle doen 'n dieper bewerking. So dit werk vir almal. Ek glo vas dat as enige iemand 'n saad saai, maak nie saak wie sit nie, en elkeen kry 10 mieliepunte en jy gaan plant hulle, ander gaan hulle net indruk, ander gaan die grond omdolwe, al daai mielies gaan opkom, maar hulle gaan nie dieselfde lyk nie. So die woord werk. Ons moet net die manier kry om dit beter te laat werk. Maar as jy nie gaan boekhou nie, as jy nie gaan neerskryf nie, want wat jy vandag hoor, en wat vandag vir jou revelation word van die Here af, het jy teen Vrydag vergeet. Eintlik, hulle sê die meeste mense teen Woensdag, kan hulle nie eers met die preek van Sondag onthou nie. So, ons moet by 'n punt kom wat ons sê, ek gaan sit, Here, en ek gaan skryf wat U vir my sê. Want vandag sê jy dit vir my, en ek het vandag hierdie emosie, en in hierdie emosie skryf ek dit. En volgende week sê jy vir my iets anderste, en as ek teruggaan en ek begin dink, en die Heilige Gees herinner my, dan kan ek hierdie boekies vat en gaan opsoek. Verlede jaar, Junie maand, wat het die Here toe vir my gesê? Julle, en in jou geestelike lewe gaan daar niks verander as jy nie begin om stilte tyd te hou nie. As jy nie gaan begin om te sê, Here, ek gaan tyd uitkoop met U nie. Here, ek het nodig om by U te hoor. Want julle sien, ons skiet te kort en ons kom kort in ons lewens en ons kan dit net kry deur by hom in te druk. Ons kan dit net kry om by 'n punt te kom waar hy jou kan aanraak en jy kan besef, maar ek is eintlik tot niks in staat nie. Dit is slegs in U krag wat ek dit kan doen. Of Here, hierdie sonde heers oor my, ek bid en ek gebruik nagmaal sodat U my sal help om vry te kom van dit, los te kom van dit. Sodat jy in die volheid kan inbeweeg van waarvoor God jou geroep het. Want nie net die ou wat hier voor staan het 'n bediening nie, maar ons het elke een 'n bediening. En ek wil vanoggend vir julle sê, die wet van Jesus sê, dra mekaar se laste. Nou wil ons gou die volgende boek is nou Korintiërs. Ons spring gou na Korintiërs toe. Korintiërs 3. En ek, broeders, kon julle nie spreek soos met geestelike mense nie, maar soos vleeslike, soos met klein kinders in Christus. Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spys nie, want julle is nog nie daartoe in staat nie, en julle is nou nog nie daartoe in staat nie, omdat julle nog vleeslik is. Want aangesien daaronder julle jaloersheid en twis en tweedrag is julle nie vleeslik nie en wandel julle nie na die mens nie. Want as die een sê ek is van Paulus en die ander ek is van apostels, is julle nie vleeslik nie. Wie is Paulus dan en wie Apollos? Anders as dienaars deur wie julle gelowig geword het en soos die Here aan elkeen gegee het. So hier sê hy, julle is nog vleeslik, julle is nog klein kinders. Hy sê ons moet by 'n punt kom waar ek julle kan vaste kos gee. Nou, 'n babietjie kan nie net aanhou melk drink en hy's 20 en dan wil hy nog steeds aan sy ma drink nie. So ons moet in 'n geestelike groei ingaan. En jy kan nie net in 'n geestelike groei ingaan om 'n preek op 'n Sondagoggend te hoor nie. Dit kom deur 'n besluit wat jy neem om te sê, Here, hier's ek weer vanoggend. Dankie Here dat ek by U kan stil sit. Dankie dat ek hierdie tyd kan afstaan om by U te spandeer, sodat U vir my kan gee wat ek nodig het vir hierdie dag. Sodat ek met 'n godsbewustheid en met 'n godsinstelling hierdie dag kan begin. Maak dit sin, julle? Wie doen stilte tyd? Sien julle, dit is min. Dit is gewoonlik so 25%. En ek wil julle ander uitdaag, dit is nie 'n aanklag nie, julle. Ek het 18 jaar gevat voordat ek dit begin doen het. Maar dat daar iets in jou sal val vanoggend wat sal sê, Here, miskien moet ek dit net try. Miskien is dit tyd dat ek is so moeg vir die ou goed. So moeg vir die same old probleme. So moeg om tekort te hê.
So moeg om net te spook om vooruit te kom. Julle, want hierdie week het die Here vir my, ek trek my goed en ek sien hoe duur is my diesel nou. En ek sê, ja nee, jy gaan dit nie maak nie. Jy gaan, pragtig, weet jy, hier is dit nou verby. Want my diesel is nou sommer R40,000 'n maand meer. Verlede maand was my diesel R40,000 meer as die ander maand. Ek sê, ek kan dit nie maak nie. Weet julle, en dit is seker net 'n halfuur daarna wat die Here vir my sê, maar jy gaan nou hierdie goed vat waarvoor jy net dit sou gekry het, jy gaan waarde tot dit toevoeg en nou gaan jy dit kry en dit dek sommer die hele R40,000. Sê, ek sê nog altyd daar vir jou. Deur baie swaarder tye is dit, het ek nog altyd vir jou deurgekom. Hoekom nie nou nie? Ek sal na jou kyk, jy's my kind, jy's my seun. En ek ervaar net daai, Here, ek kan 'n bietjie uitblaas. Ek kan net laat gaan, ek hoef nie te stres en te worry nie, want U sê U het my. U sê U het my rug, U sal na my kyk. Ek weet dat U sal vir my sorg. En ek besef dat dis eintlik al wat ek het, om te weet dat God vir my sal, daar het al baie erger dinge gebeur, in hierdie 20 jaar wat ek boer. Daar het al listerose gekom, en varkpes, en varkgriep, en dan sit dit, en nou gaan al die pryse op, en elke ding kry die oorlog kry die skuld vir alles. Julle weet, kos raak duurder. Ek weet dat julle wat salarisse verdien, sit eintlik in 'n groot penarie. Want alles word nou duurder. Waar moet jy knyp? Waar moet jy afstaan? Hoe moet jy maak? Die kredietkaart kan net soveel gaan. Maar ek wil vir julle sê, geloof is vir vandag. En daarom kan jy nie bekostig om nie saad in die grond te sit nie. Maak nie saak hoe duur kunsmis word, hoe duur die saad raak, hoe duur diesel raak, as ek nie gaan saai nie, gaan ek geen oes kry nie. Jy moet aanhou om te saai. Maar dit is nou tyd om nie in swak grond te saai nie. Ons kan nie meer die swak lande duur bemest nie. Ons moet die swakker lande eerder los en nog beter, die beter lande bemest. So dis tyd dat jy nie net jou saad wat God jou gee, wat jy wil saai, sommer net uitgooi nie. Jy moet weet waar jy jou saad saai. Jy moet dit gaan neerskryf. Ek het gegee vir hierdie bediening. Ek het gegee vir die kinderkerk. Ek het gegee vir die armes. Ek het dit gegee. Dat jy kan weet waar jy in jou saad is. Sodat wanneer jy in die moeilikheid kom om te sê, Here, U sê in die woord, as ek gee, sal U gee. Ek het gegee. Ek vra dat U vir my sal deurkom. Ek het dit nodig. Dat dit meer 'n praktiese tipe godsdiens raak. Nie net, ja, ons het nou gebid en nog 10 ander saamgekry om te bid. Ons hoop maar nou nie, daar sal nou iets gebeur nie. Want dis nou jy en God in jou binnekamer waar jy elke oggend met hom sit en jou petisie voor hom bring om te sê, Here, U woord sê dit en dit is wat ek doen en ek vra dat U vir my sal deurkom. En ek wil vir jou sê, ons wat ouers is, ons weet hoe graag wil ons kinders bless, hoe graag wil ons vir hulle goed gee en geskenke gee en vir hulle net die beste hê. Hoeveel te meer nie God nie. Hoeveel te meer wil hy nie vir ons bless en vir ons goed gee nie. Nou die volgende boek is Efesiërs. Nou gaan ons na Efesiërs 4 toe. Hy sê, ek vermaan julle dan, ek, die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra, en ernstig strewe, om die eenheid van die Gees te bewaar, deur die band van die vrede. Dit is een liggaam en een Gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping. Een Here, een geloof, een doop. Een God
en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is. Maar aan elkeen van ons is die genade gegee volgens die mate van die gawe van Christus. So wat sê hy hier? Weet julle, hy noem hier 'n paar goed. Hy sê nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid, liefde. En ons ken al daai goed. Ons ken al die vrug van die Gees. En dit is so moeilik partykeer om daai goed te doen, want omstandighede is hier en dinge gebeur en jy ry op die pad en hier's 'n probleem en daar's 'n probleem. Maar tog sê hy hier, julle is geroep om almal in een gees en een God te wees. So hy gee eintlik 'n sleutel. Hy sê wanneer jy jou toespits om hierdie goed te doen, gaan daar iets anders te gebeur. Nou kan julle nou dink as 'n mens 'n probleem het en ons praat nou maar van huisgesin, ma, pa, kinders en daar kom 'n meningsverskil en 'n ou sê vir 'n oomblik net stop, kom ek beweeg bietjie in hierdie nederigheid, sagmoedigheid, vriendelikheid, verdraagsaamheid. Okay, verdraagsaamheid, so ek moet dit maar verdra dat hierdie een weer dit gedoen het. Wat se tipe vrede sal daar nie wees nie? Net deur in jou huis te begin, ek praat nie eers van buitekant toe uit nie. Julle en ek weet, dit is maklik om hier voor te staan en goed te praat. Ek sukkel ook met die goed. Ek word ook nog bitter. Ek kan ook bitter omgekrap en kwaad word vir my mense. Maar om te sê, Here, help my vandag dat ek net deur U check sal kry elke keer wanneer ek uitbeweeg uit hierdie wat U van my eintlik verwag. Want ek het mos nou gekies om stil te raak. En julle weet, by my begin dit so, as ek uitgaan uit die huis uit, nadat ons nagmaal gebruik het en stilte tyd gehou, dan stap ek in waar al hierdie klomp mense is, en elkeen moet nou sy opdrag te kry, en elkeen kom met sy probleme, en as ons op buitelande werk, dan kom vertel hulle my nou, wat het hulle gister gebreek. So julle kan nou dink, so baie kere hier by 6:10, dan is daar alweer net vlees. Dan is daar niks gees meer oor nie. Maar, om net te sê, Here, ek het geval vandag hier. En hoor jy so, jong, ek is jammer, ek het so hard met jou gepraat, of ek het dit gesê, maar ons moet ons goed oppas. Verstaan jy, net hier te wees, okay, ek kan ook minste wees om te sê, ek is jammer, ek het 'n fout gemaak. Baie kere kan jy hard wees op iemand, maar as jy teruggaan en sê, hoor jy, ek weet ek was bietjie hard op jou, ek is jammer, ek het dalk te hard gepraat. Ek weet jy's 'n ou wat jou kan bring, jy het nou 'n fout gemaak. Julle, want dit is vir my altyd, die vreemdste ding by my is, as tot 'n oupa of 'n ouma doodgaan, moet ek hulle begrawe. Ek het nou hierdie week, een van my ouens se oupas dood in Malawi. En niemand anders te werk nie. Dis nou net ek wat nou vir hom moet nou help, want hy moet nou. Dan sê ek, Here, maar ek is moeg hoekom moet ek altyd instaan vir hulle? En dis asof die Here 'n ruk terug vir my gevra het, maar wil jy ek moet dit vir iemand anders te gee? En toe hy dit sê, toe weet ek, toe sê ek nie, wow, maar ek sal dit maar doen. Ek sal dit maar net doen. Maar verstaan julle, ons is daar om mekaar se laste te dra. So wanneer ons in lankmoedigheid, sagmoedigheid, vriendelikheid, liefde beweeg, dan kan jy oop wees om laste te dra. Want die ander ding van hierdie swaar tye is, ons fokus so net om te survive, ons fokus so net om deur te kom, dat jy raak, jy het oogklappe op, jy kan nie meer ander ou se nood raak sien nie, want jy self so in vrees in 'n donkerte in. Want dit is wat gebeur in jou brein. Die oomblik as jy in vrees ingaan, dan kan jy glad nie meer God se stem hoor nie. Jou brein maak toe. Dis dan tyd om te gaan sit en net te sê, Here, kom vul my net. Here, ek het nodig om U stem te hoor. Ek het nodig dat U vrede my sal kom volmaak. Maar as jy nie die tyd maak om stil te raak nie, gaan jy dit nie doen nie. Maar as jy elke oggend 5:00 daar opdaag, of 6:00, en jy sit daar en jy sê, dankie Here, ek is net hier om te ontvang. En partykeer voel jy iets, ander kere voel jy niks nie.
Ander kere word die vrees net nog meer. Maar jy's daar. Jy daag op, hy sal opdaag. Hy sal kom. Nou wil ek na Filippense toe gaan, Filippense 2 toe. Hy sê hier in vers 2, maak dan my blydskap volkome, deur eensgesind te wees, en dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin. Moenie iets doen uit selfsug of uit ydelle eer nie, maar in nederigheid met die een, die ander hoër ag as homself. Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. En dan gaan hy verder daarom te sê, dat hy die gestalte van 'n mens kom aanneem, so, ek wil weer vir julle lees. Maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees, en dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin. Moenie iets doen uit selfsug of uit ydelle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie elkeen na julle eie belange omsien nie, maar ook na die ander sinne. Maar ek wil vir jou sê, as jy nie in 'n staat van godsbewustheid is nie, kan jy nie hierdie goed doen nie. Want ons vlees trek altyd weg. Ek sê altyd, jy sal 'n 1-jarige kind kry wat nog nie kan praat nie, dan los jy hom nou alleen daar en dan breek hy iets. En as jy daar kom en jy sê, het jy die ding gebreek? Nee, hy lieg klaar. Hy kan nog eens praat nie, maar hy lieg is in hom in. Verstaan julle, die vlees is ongelukkig, is ons vleesmense. So as jy nie die keuse maak om godsbewus te raak nie, dan gaan daar niks gebeur nie. Jy moet kom by die punt wat jy sê, Here, ek besef dat ek tekort skiet. Ek bid dit gereeld vir my en aan, en dan sê ek, Here, sal U ons kom aanvul waar ons tekort skiet? Sal U dit wat vir ons onmoontlik is, kom moontlik maak? Want ek weet, hy is die God wat die onmoontlike moontlik maak. Nou die volgende een is Kolossense. Julle, soos wat julle, as julle gaan stilte tyd hou en hierdie briewe deurlees, sal julle sien, daar's 'n lyn regdeur, en elke ene praat hy oor presies dieselfde goed. Hy moet die hele tyd sy apostelskap moet hy verdedig, om vir hulle te vertel wie hy is, en hoekom hy dit doen, en hoekom hulle moet hou by sy lering, en dan hierdie goed, waaroor hy praat. Hy stuur vir elke een van hierdie gemeentes, sê eintlik dieselfde. Nou in Kolossense 2 sê hy, net sien of dit, Kolossense 3, vanaf vers 8. Maar nou moet julle ook dit alles aflê, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ou mens met sy werke afgelê het, en julle met die nuwe mens beklee het, wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper. So hy sê, lê af toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. Moenie jok nie, want julle het julle ou mens afgelê. Beklee julle met die nuwe mens. Julle en selfs daai ding dis nie sommer net jy neem nou die besluit en jy gaan dit nou doen nie. Jy moet dit oefen. 'n Goeie golfspeler moet die hele dag staan en balle slaan om beter te raak. Hy gaan nie net Saterdag oppitch en dan speel hy 'n minus skor nie. Hy moet oefen. En so moet ons hierdie dinge oefen. Here, ek het vandag toegegee aan woede. Ek vra dat U in my lewe sal kom werk oor woede. Here, ek het vandag geskinder. Ek vra dat U my sal help om nie meer te skinder nie. Ek erken ek het gesondig teenoor U. Maar as jy nie kan met jouself eerlik raak en dit raak sien en toelaat dat sy woord jou deurspoel nie, dan gaan daar niks gebeur nie. Want hy sê, julle moet julle gedagtes vernuwe, julle moet julle anders te begin dink. Maar jy kan dit net doen deur die woord van God. Want hierdie is die hoogste autoriteit wat daar is. Daar's geen hoër autoriteit as die woord van God nie. Dit gaan nie oor wat mense vir jou sê, wat hulle vir jou in die skool leer, selfs wat jou ouers vir jou leer nie. Hulle leer vir jou waarhede en halwe waarhede. Goed soos hulle dit sien, nie wat God sê die waarheid is nie. Jy kan slegs daai waarheid kry deur self ondersoek in te stel.
Dit is goed om by mekaar te kom en dit is goed om in 'n gemeente te sit en woord te ontvang, maar jy het 'n verantwoordelikheid teenoor jouself om te hoor wat sê God vir jou. Maak dit sin? Dit is baie moeilik as dit so donker is, ek dink. Jy slaap dalk 'n paar mense. As die ligte anders kan ek hom altyd sien sê, "Jesus, jong, daar 2 ons lekker geslaap." Hulle het seker niks gehoor nie. Julle, en so kan jy al daai boeke gaan vat, as jy stilte tyd hou, en dan sal jy sien wat is die lyn waardeur Paulus kom. En om terug te gaan na Galasiërs toe waar ons begin het, en dan Galasiërs 5 is daar 'n gedeelte wat hy sê, die hoofopskrif daar is die werke van die vlees en die vrug van die gees. En dan sê Paulus, maar ek sê, wandel deur die gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Here, ek kies om vandag in die gees te wandel. Here, ek vra dat U my sal help. Here, ek oefen myself nou hierin. Nou begin jy jou dag so. Nou kom daar vleeslike goed. Nou sê jy, ek het 'n fout gemaak, ek is jammer, maar ek gaan my daarna strewe om dit te doen. Here, en ek weet, daai ding is vir my onmoontlik. As U dit nie gaan doen nie, U moet dit vir my kom doen. So help my daarmee. Nou begin jy mos kommunikeer. Staan julle? Julle vrouens like mos die mans moet kommunikeer. Maar nou vind nou kommunikasie plaas, want nou begin dit 'n gesprek raak van nee, Here, ek het petrolgeld nodig, Here, ek wil 'n nuwe kar koop, Here, en nou het jy 'n lysie nie. Dit gaan, Here, ek wil myself verbeter sodat ek 'n beter kind vir U kan word. So nou begin jy kommunikeer. Hoor julle waarna toe ek wil gaan? OK. Hy sê, want die vlees begeer teen die gees, en die gees teen die vlees. En hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Maar as julle deur die gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. Geen wette nie. En die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge. Waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Nou jy moet bietjie daai goed gaan lees. En dan vra jy vir jouself, watter van daai, daar is gewoonlik so 3 wat daai goed is, maar eintlik dis van wat ek doen. Nou wat sê hy daar? Jy sal nie die koninkryk van God sien nie. So ons moet werk maak daaraan. Julle hoor? OK? Nou gaan hy sê maar die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie. Christus se wet, dis sy wet. Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en sy begeerlikhede gekruisig. As ons deur die gees lewe, laat ons ook deur die gees wandel. Laat ons nie word soekers van ydelle eer wat mekaar uittart en mekaar beny nie. So, wanneer ons al hierdie vrug van die gees begin toepas, om te sê, Here, ek wil graag in die volheid kom. Nou wil ek vir jou sê, maak nie saak hoe sleg jou omstandighede is nie. Ek wil julle gou 'n toets laat doen. Daar's net een saad wat onmiddellik opkom. Wat jy onmiddellik 'n oes op kry, net een saad. Wie weet wat sy saad? Kyk gou vir jou ou langs jou. Smile vir hom. Julle, dis die enigste saad wat onmiddellik opkom. 'n Smile, gee jou dadelik 'n smile terug. Weet julle, ek het al daai ding getoets. As iemand nou regtig 'n dom ding op die pad doen, en jy weet, daai ou kyk vir jou, want jy gaan hom nou effens het en hom wil, en jy wys, en jy smile net vir hom, en jy wys vir hom so. Daai ou weet, hy was uit 'n aap van homself gemaak.
en hy was nou regtig dom, en jy sê net, of hy reageer kwaad, en jy sê, sorry man, jy smaal net vol. So onthou dit bietjie, een saad wat onmiddellik opkom, 'n smile. 'n Smile kos niks. En ek dink daar's iets wat sê, as jy smile, dan, as jy net kan in die oggend opstaan, en sommer vir jouself smile. En 'n bietjie voor die spieël staan en sê, weet jy wat, jy's so right man. Weet julle, dat daar so min mense wat eintlik vir 'n mens sê, jy's 'n smart ou, jy's alright. As jy dit dan nie by ander hoor nie, sê dit bietjie vir jouself. Sê, weet jy wat, jy's okay. Jy's 'n kind van God, jy gaan die ewige lewe beerwe. Maak nie saak hoe swaar dit nou gaan nie, want dit gaan tog nie oor vandag nie. Vandag se goed striewel ons so meer, maar ons het 'n hoop vir wat? Ons het 'n hoop om hemel toe te gaan. Ek is nou 55, so ek het nog so 30 jaar, 40 jaar dalk. Ek glo, ek gaan nou so 90 al. So, jy weet hoe min is dit? Nou, hoekom sal ek my nou self doodmaak oor goed wat hier op aarde nou so belangrik aan my is, as wat ek 'n ewigheidswaarde nou moet streef wat daarvoor lê. Ek het 'n hoop vir iets wonderliks. Maar nou mis ek dit, omdat ek hierdie goed wil so gemaklik as moontlik hê. En dan trap ons hier mekaar, en ons vertrap mekaar, en ons maak seer, en ons is lelik, maar ons het 'n verwagting vir daar. Hoekom kan ons nie lewe asof ons klaar daar is nie? Dis sê, Here, ek gaan 'n bietjie begin anders te dink. Ek gaan begin anders te doen. Ek gaan begin anders te praat. Ek gaan nie weer so praat nie, ek gaan anders te praat. Ons gaan lewe spreek, want hy sê, lewe en dood lê in die mag van die tong. Net dit wat jy sê, dit sal jy hê. Ek het 'n hele preek daaroor. Net dit wat jy sê, dit sal jy hê. Wat sê jy? Wat sê jy van jou kinders? Wat sê jy van jou huwelik? Wat sê jy van jou werk? Ek beklei nie met julle nie. Hoeveel tyd het ons nog? Ja, maar ek wil eintlik nog vir mense 'n bietjie bid. Weet julle dat vandag is eintlik 'n uitstorting van die Heilige Gees dag? En en ek besef so hoe dat salwing die belangrikste ding is. Julle, as daar gaan niks gebeur as die Here nie 'n saadjie in jou gaan drop vandag nie. Ons was daai dag 'n klomp manne by Angus daai aand. Manne wat ek baie goed ken. Daar's min van hulle wat daai woord van hom gevat het. Daar's 'n paar wat hom gevat het, maar wat klaar weer gelos het. Hulle het dit so 2 maande gedoen. Toe doen hulle nie meer stilte tyd nie, want dit is 'n effort. So dit is slegs wanneer die Heilige Gees iets aan jou openbaar, wanneer hy kom en hy maak dit vir jou so werklikheid, dat jy sê, wow. En dis hoekom dit belangrik is, dat as jy na diens toe kom op 'n Sondagoggend om te bid voor die tyd, en te sê, Here, ek het 'n verwagting vir vandag. Ek wil 'n lewensverandering iets gaan hoor wat U vir my sê. Ek gaan my gees oopmaak, wanneer jy worship, om te sê, Here, ek kom gooi my lewe oop voor U, ek maak myself oop vir oggend om te kan ontvang. Anders, wat kom doen jy hier, kom mors so tyd? Sodat hy kan kom, en dat hy woord kan drop, en ek bid dat die Here vandag net vir een ou stilte tyd gaan oopmaak. Net een ou is genoeg. Hy sal vir ander vertel daarvan, en hy gaan getuig daarvan, en dan gaan daar weer ene bykom, en dan word daar ene meer, en meer, en meer, en meer. Julle wat nog nie stilte tyd hou nie, gaan spandeer tyd by God. Hy wil, en hy gaan, en hy sal. Hy sê, ek wil, ek sal. Ek sal dit vir jou doen. Waar staan hy skrif? Ek het nou, wys nou uit my kop uit. Want ek net kyk, wat het ek nog in my notas geskryf? Ja, ek het hier geskryf, die hoogste autoriteit is in God se woord. En ek wil weer terugkom daarna toe. Ons hoor halwe waarhede wat ons waarhede maak. En dit is nie die waarheid nie. Daar's net een waarheid, nie sy.
Dis net God se woord. En dis slegs daai hoogste autoriteit van sy woord, wat al daai onwaarhede en halwe waarhede in jou lewe kan afbreek. So as jy die hele tyd gehoor het, dat jy's 'n sukkelaar, jy het gesukkel op skool, jy kan nie lekker lees nie, jy kan nie lekker skryf nie, jy gaan eintlik maar net altyd sukkel. Dis snert man, want God se woord sê nie dit nie. Hy sê ek is nie 'n aannemer van die een wat ek bo kan die ander een sit nie. My beloftes vir jou en vir daai ou is presies dieselfde. Hy sê soos wat hy my kind is, soos daai een my kind. Maar wat gaan ek daaromtrent doen? Gaan ek glo wat hulle vir my gesê het, of gaan ek dit vat wat sy hoogste autoriteit woord sê? En sê Here, hierdie belofte gaan ek vat. Here, hierdie belofte gaan ek vat. Ek gaan weier dat iemand anderste 'n ding op my uitspreek wat nie uit die hoogste autoriteit uitkom nie. En dan julle wat foute gemaak het en wat sonde gedoen het en wat nou die gevolge daarvan dra, ons het 'n Jesus wat aan 'n kruis gesterf het vir alles. Daai goed is, die oomblik as jy sê ek is jammer, Here vergewe my, is dit weg. So hou op om jouself so te kastei en vir jouself te vertel hoe 'n failure jy is, omdat jy sonde gedoen het, omdat jy verkeerd gehandel het, omdat jy gesteel het, omdat jy gelieg het, omdat jy wat gedoen het, gebreek het. En stap in daai vergifnis. Want hy sê, in my is daar vergifnis, in my is daar 'n nuwe lewe. Dit is tyd dat jy jou gewete sê, staan bietjie een kant toe. Ek weet ek is gewas in die bloed van Jesus. Ek weet dat hy het 'n plan en 'n doel vir my lewe. Here, help my om daarby uit te kom. Help my dat ek die wet van Jesus sal onderhou. En daai wet is om medelyde te hê en mekaar se laste te kan dra. Om daar te wees, om nie te oordeel nie. Om nie te sê ek is hier om jou te oordeel op wat jy doen of wat jy doen nie. Maar om te sê ek kyk na myself. Here, en dankie dat ek genade kan hê. Die genade wat U het vir mense, wil ek ook hê vir mense. En een van die heel eerste dinge wat God my in my stilte tyd gewys het, of Jesus sê dat waar hy beweeg het, hy het empatie met mense gehad, nie simpatie nie. Simpatie is om te sê, Jesus man, ek simpatiseer met jou, sorry jy het jou job verloor, en jy kan nie julle krag betaal nie, ek sal vir jou bid. Empatie is, ek kom en ek maak 'n verandering in jou lewe. Ek sê, hier is jou kraggeld. Jesus, waar hy gegaan het, jy's blind, kom ek laat jou sien. Jy's doof, kom ek laat jou hoor. Jy's honger, kom ek voed jou. Hy het empatie. Hy verander mense se lewens. So ek wil julle uitdaag hierdie week, gaan verander iemand se lewe en kyk hoe voel jy oor jouself. Die lig skyn sommer helderder. Lag 'n bietjie. Hoor jouself lag. Dit is nie so swaar nie. Sê 'n bietjie, dit is nie so swaar nie. Ja, dit is nie so swaar nie. Ek wil graag, ek weet nie, is hier iemand wat graag in tale wil bid? Wat nog nie die Heilige Gees gedooping ontvang het nie. Is daar enig iemand? Bid julle almal in tale? Wie wil graag? Dat ek het so vra. Kom staan voor, ons gaan vir julle bid. En dan, as julle vir my die kant sal staan, dan, julle wat hier is vanoggend wat sê, ek het regtig 'n deurbraak nodig. Ek weet nie meer herwaarts of derwaarts nie. Ek weet nie wat om te doen nie. Wil jy julle moet hier kom staan? Want ons gaan vandag se geloof wat ons vir vandag nodig het, gaan ek my geloof en 'n span wat hier is om te help bid, gaan ons geloof saam met jou geloof sit, dat God vandag vir jou 'n deurbraak gaan gee. In watter area van jou lewe ook al, finansies, huwelik, wat ook al, kom staan julle vir my hier. Julle is hier vir doping in die Heilige Gees. Kan ons 'n bietjie uit die kant toe staan. En jy wat daar sit, wat nou te bang is om op te staan of skaam is, luister nou mooi.
Doping in die Heilige Gees is baie maklik. Ek wil dit vinnig verduidelik. Die Here sê dat, Jesus sê dat ek gaan iemand stuur, wat na my gaan kom, wat julle sal versorg, wat julle gaan leer, en wat vir julle verborgde dinge gaan wys. En sy naam is Heilige Gees. Heer, Heilige Gees noem ek hom, want hy is vir my Here. En hy sê, ek gaan vir julle 'n gawe gee van tale. Nou ek weet, ek het nou nie die hele ding voorberei om vir jou te kan verduidelik waar ons uitkom met die tradisioneelheid met tale en wat tale is nie, maar vir elke een is daar taal gegee. So vir elkeen van julle is daar taal. 'n Taal in die Heilige Gees. Jy het jou eie taal. Maar nou blok ons breine dit uit, want ons wil dit nou probeer uitdink. Dis alright. So nou sê ek, hoe leer jy jou baba praat? Jy maak klanke vir hom. So jy sê papa, en as mamma by my is, sê mamma. Sê mamma, as ouma daar kom, sê ouma, want hulle wil almal hê met die baba met die eerste taal sê. Nou die beste om julle te leer, die maklikste vir my om tale te verduidelik is, ek bid in tale, jy hoor. Maar jy dink niks uit nie. Al wat jy doen is jy hoor 'n klank en jy begin sê ba ha. En uit dit uit begin daar iets te vloei. En nou word dit, jy bid uit jou gees uit, want jy kan nie hierdie ding met jou kop uitdink nie, julle. Jou kop het niks daarmee te doen nie. Dis nie hoe slim jy is en hoe smart jy is wat jou gaan help. Jou kop het niks daarmee te doen nie. Dit is slegs, dit kom jy uit jou gees uit. So gees bid tot gees. Verstaan julle? So ek bid in tale en julle bid, julle hoor 'n klank en julle bid, julle begin net daai klank te, dis klanke. 'n Taal is mos klanke. Maak dit sin? Jy kan jou oë oop hou of toe hou, daar gaan nie nou iets so gebeur wat daar nou kom nou 'n ding hier bo op jou en nou praat jy in tale nie. So ek gaan bid. Ki hesha haraba sukontore yenta yestu bababatunturu estaketiki hendra yentu yeshu bishastari ki hendra asaketiki hendra yentu basa handra yesus turi hendra yentu basakara yentu yesu ishiki hendra yesastara babandara ontostakari hendra yentu yeshu. Nou julle, my eerste woord was Yeshu, Iesta. En ek het seker vir 3 weke net daai een woord gesê. En ek het later gesê, ek gee nou op. Want dit kan nie die enigste woord wees nie. En toe het ek vir myself gesê, ek is besig om van Nakalot te praat. Maar ek wil vir julle sê, wanneer daai vloei kom, ek weet nie of julle vanoggend gehoor het, toe ek in tale bid nie. Dis asof daar 'n nuwe taal net uit my uitgekom het, wat ek bid oor julle, dat die Here die grond sal voorberei in julle harte. En daar was salwing, daar's 'n tinteling op jou lyf. Jy weet dit sommer. So daar's baie krag hier in. So moet dit nie vir jouself moeilik maak nie. Vat net 'n klank en dan begin jy net daai klank te sê. Kisha harabasu kontoro basakatiki hendra yentu Yeshu kusta basakari hendra Yesu. Bisha karadase klaar. Praat hom net, laat jy jouself hoor, sê dit hardop, dat jy jouself dit hoor sê. Kisha hendra Yesu tarabandara astiki hendra Yesu tarabandara yentu Yeshu. Bisha kasu kontoro yentu. Nou sê, moenie dink, maak net 'n klank. Sê, basahatara hendara basukon. Daar sê, nou moet jy net vloei, nou moet jy dit bietjie hard sê, dat jou oor moet dit hoor, dat dit kan val in jou hart. So, bid vir asseblief. Bisha hastara kasukon tore hendara yentu Yeshu. Ananda sal jy gou hier kom help. Pontos tarabasakastiki hendra yentu Yeshu ista basunto hendra yentu Yeshu. Maak dit klank. Sê, dis op jou lippe. Sê dit. Sê dit maar. Bisha basunto rebesta kariendra yentu Yeshu. Basostara handra yentu Yeshu. Sê. Jy's deur. Jy hoor jouself die klanke sê. Sê. Trek lekker diep asem in. Sy blaas uit. Dankie Here, raak ons sommer net aan Vader, ek bid U beskerming oor haar af, Here, ek bid U vrede in haar lewe af, Here, dat daar 'n nuwe vreugde en 'n vrede in haar sal losbars, wat van binne af kom, wat nie deur omstandighede bepaal word nie, wat uit haar gees uitkom in Jesus naam. Dankie daarvoor, Here, dankie Vader, dankie Here, trek weer lekker diep asem in, blaas hom, sy laat gaan, dankie Here, dankie Vader.
Daar sê jy, put mooi man. Nou moet julle dit net oefen, nou moet julle dit doen en praat en dan al hoe meer en meer en meer en meer. Is julle almal deur met dit?
to you, our Lord. We give all praise to you, our Lord.